Goeiemôre. Ek hoop dat dit met jou goed gaan. Nou, in Markus 5:39 sê Jesus nogal iets wat verstommend is en wat ek nie dadelik verstaan nie. Maar hoe meer ek die gedeelte lees, hoe meer kom ek agter wat Jesus se bedoeling was. Jesus kom en dan sê, "Waarom gaan julle so te kere? En huil julle? Die kindjie het nie gesterf nie, maar hy slaap." Jy sien, Jesus stap 'n huis in waar die mense besig is om te huil en dis chaos. Daar's geraas en daar's trane en daar's wanhoop. Die kindjie het gesterf. Die mense het al oorgegee. Hulle het al opgegee. Hulle het al opgehou na 'n plan soek. Hulle is besig om te kere te gaan want die kindjie is dood. Hulle situasie is afgehandel. Die storie is verby. Maar Jesus stap in en dan vra hy die vraag: "Waarom gaan julle so te kere?" Nie omdat hy ongevoelig is nie, maar omdat hy 'n ander perspektief het as ek en jy. Waar hulle einde sien, sien hy 'n begin. En waar hulle wanhoop sien, sien hy 'n moontlikheid. En waar daar dood is, daar sien hy lewe. Onthou gou-gou dat jou reaksie wys jou verwagtinge. Die mense se emosies was opreg, maar hulle het geen geloof in Jesus gehad nie. Geen geloof in 'n wonderwerk nie. Jesus vra eintlik, hoekom raak ek en jy so oorweldig as Jesus nog in beheer is? Ons huil, ons is bekommerd, ons raak paniekerig, ons gaan te kere. En Jesus vra sag, as ek saam met jou is, waarom gaan jy so te kere? Jy sien, Jesus sien meer as wat ek en jy sien. Hy sê, die kindjie slaap. Met ander woorde, dit wat vir jou soos 'n einde voel, is vir God net 'n seisoen. Jou droom is nie dood nie, dit slaap. Jou hoop is nie dood nie, dit slaap. Jou geloof is nie dood nie, dit slaap. En Jesus se teenwoordigheid bring nuwe perspektief. Onthou gou-gou, die wonderwerk begin wanneer Jesus in jou situasie instap. Let gou daarop, die atmosfeer in die huis moes verander. Hy het die spotters en die twyfelaars het hy uitgestuur. En soms wil Jesus jou uit die geraas uit wegvat. Jou geraas en die vrees wat rondom jou aangaan, die mense wat negatiewe opinies het, dit wil Jesus wegvat. En wanneer jy stil word voor hom, dan hoor jy sy stem. Moenie bang wees nie, glo net. Hoekom gaan jy so te kere vandag oor jou probleme? Laat die Here toe om in jou situasie in te stap en daar waar dood is, lewe te bring. En daar waar 'n einde is, 'n nuwe seisoen te bring. Met Jesus in jou huis is alles weer oukei. Here, dankie dat ek vanmôre hoop kan kry. Dankie dat ek weet ek hoef nie te kere te gaan. Jesus is nog steeds in beheer.